Jy onthou daai oomblikke en dalk was jy nog nie daar nie. Waar iemand iets vir jou gesê het en jy het geknik. Maar jy was nie eintlik heeltemal seker wat beteken wat, nee. Daardie oomblik waar jy by die werk gesit het, nee, en jy's in daardie vergadering en daar is 'n klomp woorde en 'n planne uitgesit. En jy stap daar weg met een vraag. Maar wat beteken dit vir my môre? Ek weet nie van jou nie, maar dit gebeur in verhoudings ook. Dus, jy weet, wanneer jy, val as jy getroud is, daai oomblik waar 'n klomp goed gesê is, dan vra jy die vraag, is dit wat jy bedoel het? En jy besef dat ons dieselfde woorde gebruik, maar ons is eintlik deel van twee verskillende gesprekke. En ek dink baie keer het dit te doen met ons geloof ook. Jy weet, ons hoor woorde soos genade, en ons hoor woorde soos koninkryk en liefde en redding en waarheid en heerlikheid. En ons sê amen wanneer hierdie goed gespreek word, maar om eerlik te wees, ek wil ons leef baie keer nog steeds met ons verstaan. Met ons raamwerk, met ons wêreld. En dis nie omdat ons nie altyd wil glo nie, maar omdat ons nie altyd besef dat woorde eintlik betekenis kry in gesprekke nie. En dis juist hoekom ons hierdie reeks met ander woorde afskop. Dis juist om ons by die plek te kan kry om te kan sê, wag 'n bietjie, het ek reg verstaan? Dis mos daardie met ander woorde. Ek weet ons gebruik nie altyd hierdie sê gedeelte nie, maar ek dink wanneer ons praat van met ander woorde, dan is dit daai oomblik om net te stop en terug te staan en te sê, as dit regtig is wat bedoel was, dan verander dit eenvoudig alles. En ek dink as ons dink oor die belangrikste gesprekke in ons samelewing, gaan dit nie oor politiek nie. Dit gaan nie oor ekonomie nie, dit gaan nie oor kultuur nie. Maar dit gaan oor Jesus. Maar ek dink baie van ons het groot geword met die evangelie waar hierdie eintlik 'n groot vreeskomponent op ons lewe kom plaas het. En dit het veroorsaak om vir my en jou by 'n plek te kry waar ons die vraag gevra het, of wat in ons lewe gedeponeer is waarin gaan ek as ek doodgaan? So dan het die gesprek eintlik oor Jesus gegaan, is ek reg? Is ek veilig? Het ek genoeg gedoen? En sonder dat ons dit bedoel, word ek en jy eintlik in die middel van die gesprek geplaas. My gevoelens, my emosies. En op die einde van die dag is Jesus eintlik eenvoudig net 'n middel tot 'n doel. En vir my besonder is dat hierdie is nie 'n gesprek van nou nie, hierdie was 'n gesprek wat Jesus self gehad het. En in Johannes skryf hy vir ons hierdie volgende in Johannes 5:39. Julle ondersoek die skrifte omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juis hulle wat oor my getuig. Kan jy net gou vir 'n oomblik dit hoor? Ons het vir so rukkie lank, het ek so net vinnig genoem, baie van ons lees die Bybel om kennis op te doen. Want hier is die gedeelte, nee, dan verstaan ek, okay, hierdie is wat ek reg doen, hierdie is wat ek verkeerd doen, hierdie is dit. En op die einde van die dag is ek verseker, ek gaan hemel toe. Maar eintlik wat Jesus kom doen is, hy sê, wag 'n bietjie, dit wat ek vir julle gegee het is ontdekking van wie? Van Jesus self. So die gesprek gaan nie oor ek en jy nie, die gesprek gaan oor hom, hy wat in die middel behoort te staan. Johannes is nogal interessant, want ek en jy moet besef, nee, skrif interpreteer skrif. En wat ons daarmee bedoel is dat die skrif gaan nooit teenstrydig wees teenoor homself nie. En as ek en jy hierdie storie reg verstaan, sal ons agterkom, wanneer Johannes hierdie noem, en onthou net gou-gou, eers in die 1400s het hoofstukindeling gekom in die Bybel, nee, so die ouens het nooit hierdie gedeelte so gelees nie. Dit was altyd ook in 'n groepering, dit was saam gelees, dit was die doel van dit alles. En nou, omdat hulle die storie verstaan het, sou hulle duidelike
verwysing met hierdie gehad het, om te besef, wag 'n bietjie, dis wat die ouens gesoek het. Die ouens wou gesoek om te sê, dit is ewige lewe, dis so ek ewige lewe kry, dis so ek daarop uitkom. Maar nou kom hy en hy sê vir ons, wag 'n bietjie, die ontdekking was ek, en dan kom Johannes en dan sê hy oor die Heilige Gees self, wat iets kom vermag. Jesus wat sê, hy sal my verheerlik. Wie? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom en hy plaas Jesus in die middel, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Kan jy net hoor, hoe gaan die gesprek oor Jesus? Nou kom ek kry jou net so 'n bietjie in die storie in. Johannes, 'n getuie van alles wat plaasgevind het. Hy skryf hierdie evangelie, maar daar's 'n interessante gedeelte wat met Johannes gebeur. Paulus skryf ook, hy ken iemand, wat weggeruk is, of dit nou in die tweede of in die derde hemel was, dit weet hy nou nie. Maar Johannes word ingeneem, waarin? In die hemel. Hy word in die onsigbare ingeneem. Kyk wat skryf hy in Openbaring 5. En ek het tussen die troon en 4 lewende wesens, en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag gesien staan. Kan jy sien dat die gesprek in die hemel gaan om Jesus? Hy is die sentrale punt waar dit alles gaan. Maar ek dink baie keer wat ons doen is dat ons plaas ons behoeftes. Ons plaas ons prestasies en ons vrese in die middel. In plaas dat Jesus in die middel van ons storie staan, en ek dink, wat ons dan doen is, ons mis die groter prentjie. Paulus skryf ons in Efesiërs 1, interessante goed, waar hy met my en jou deel oor ons wat in Christus is. Hy kom help ons om te kan ontdek. Ons is geseën, ons is gekies, ons is aangeneem, ons is vergewe, ons is bevry. Hierdie goed wat so belangrik vir my en jou is, ek dink baie keer in ons lewe, het ons 'n idee dat om geseën te wees, beteken dat ek en jy goed leef, in plaas dat ons besef, wag 'n bietjie, hier's iets wat Jesus kom sê oor dit wat ons moet verstaan. Die feit dat ek en jy in Christus is, beteken reeds ons is geseën, maar hoor gou, hier is 'n doel, en dit is wanneer hy gaan en hy skryf vir ons, die doel is om alles wat in die hemel en op aarde is, onder een hoof, Christus te verenig. As ek en jy net aan hierdie groter doel dink, om te besef, wag 'n bietjie. So hierdie is nie 'n individualistiese komponent nie. Nee, hierdie is 'n gesamentlike ding. Hierdie is iets wat ons saam ontdek, saam onder een hoof is. Hy word die gesprek in ons midde, hy word eintlik die verwysing wat ek en jy het op die ou einde van die dag. Paulus gaan verder in Efesiërs 2 vers 4 tot 7, en hy sê, maar God, ryk in barmhartigheid, hy het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlof. Wag bietjie Paulus, wil jy vir my sê, dat toe Jesus uit die dood uit opstaan, het hy hierdie hele nuwe mensdom saam met hom laat opstaan. Ons is ingesluit in hierdie oomblik. So wag 'n bietjie. Jy sê nie dis een dag nie, dis nou, dit is nou te vind, ek kan dit nou kry, is hierdie die realiteit wat ek nou kan besef. Wag bietjie. En Paulus, jy moet my nou kan help, want hierdie maak my de mekaar. So sê jy vir my, ek sit nie nou net hier in Braaimor nie, maar ek sit nou ook in die hemel. Want dis waartoe hy gaan. Hy sê, ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom, kan jy gou net weer sien, daar is 'n doel, sodat, daar is 'n belangrike uitdrukking van hierdie, sodat, hy het nie net hierdie gedoen, sodat ek en jy eendag kan hemel toe gaan, nee, sodat daar iets kan gebeur,
deur my en jou. Hy bring ons in daai spasie, in die tye wat kom, van hierdie oomblik waar hy opgestaan het uit die dood uit, en ons sien hoe die Hebreërskrywer ons help om te sê, in die ou tyd het God baie keer gepraat, deur wie? Deur sy profete en op baie maniere, maar in hierdie laaste era, hierdie laaste tyd, in die tye wat kom, in hierdie tye waar ons onsself in bevind, bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus. Kan ek en jy net vir 'n oomblik hoor? Hoor dat die bewys dat Jesus Christus 'n werklikheid is deur my en jou. Hy het hierdie gedoen sodat daar 'n bewys kan kom. Jy weet, daardie ou wat homself bevind in die ergste dwelmverslaafdheid en God kom verlos hom, is dit 'n bewys dat Jesus 'n werklikheid is. Of wag 'n bietjie, daardie ouens wat deur huweliksprobleme gaan, daardie kind wat dalk nie in sy plek is waar hy behoort te wees nie, wat verdwaald is, in 'n oomblik waar God kom en hy herstel huwelike en verhoudings en kinders wat hy oprig, het jy al ooit daaroor gedink dat dit net in 'n oomblik is, die bewys van God se alomontreffende goedheid, die feit dat hy daardie ou uit die gebrokenheid van homself opgelig het, omdat Jesus Christus dit gedoen het, ons uit die dood uit laat opstaan, hierdie word 'n realiteit vir my en jou. Maar hier is so 'n belangrike gesprek wat ek en jy moet optel, is wat is die gesprek in die hemel? Want as ek en jy daar sit, het dit 'n implikasie op die uitdrukking van my lewe. Daar's iets wat binne in hierdie troonkamer gebeur. Ek weet nie of jy al ooit by die plek gevind het om te besef hoe belangrik is die gesprekke waarin jy jouself bevind nie. Psalm 1 help ons, die psalmdigter, en sê hy, geseënd is hulle wat nie sit in die kring van die spotters nie. Wat se gesprekke is ek mee besig? Waarvan is ek deel? Hoor gou wat skryf Paulus. Hy skryf hierdie gedeelte vir my in 1 Korintiërs 15:33. Laat julle nie mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Kom ek help jou net gou in. Die mense met wie jy omring word jy volgens geken. Nou hier is die ding, as ek dus in hemelse plekke saam met God sit, saam met wie moet ek geken word? Deur wie word? Nou hier is die ding, ons almal sit daar. Ek en jy, ons almal sit daar. Dit is die kring waarvan ons nou deel is. En is nie iets wat ek en jy reg gekry het nie. Dis nie omdat ek my bes probeer het nie. Dis omdat God ryk in barmhartigheid is. En as dit dan vir my en jou duidelik word dat Jesus verklaar self toe hy gesterf het hy my en jou daarin gesluit. Die feit dat hy opgestaan het, dat ek en jy opgestaan en die feit dat hy in die hemel ingeneem is, sit ek en jy saam met hom. Met ander woorde, hoor gou, met ander woorde, Jesus het vir my gesterf, het 'n baie wyer verwysing as net die feit dat ek nou een of ander kaartjie het om hemel toe te gaan. Nee, luister gou, ek is reeds daar, ek is reeds in Christus. Dis nie 'n eendag verwysing nie, dis nie iets waarvoor ek hoop nie, dit word my realiteit. Ja, dit is ook daar. Maar die verwysing is, ek is so afhanklik van hierdie gesprek wat ek van deel is, dat dit my lewe impakteer. Hoekom? Want dit is van waaruit ek nou myself sien en van waaruit ek leef. Dis die troonkamer wat Johannes oorskryf, hierdie troonkamer waar Jesus in die middel sit.
En dan sien ons iets van sy heerskappy in hierdie gesprek. 'n Lam, soos een wat geslag is. Ons sien iets van opoffering. En dan merk ons dat die gesprek hier is van liefde wat opoffer. En ek dink baie keer het liefde 'n gevoelsding vir ons geword. Ek wil geliefd voel in plaas dat ek verstaan, jy is geliefd. Maar eintlik wat ons hier sien is dat liefde is die manier van wees. Jesus demonstreer wie ons is. As God liefde is, dan is ek en jy liefde as hy in my en jou is. En in die gesprek wat ek en jy ontdek, is die feit dat Jesus sentraal is en ons verstaan iets en ons begryp iets. En Johannes help ons met 'n gebed wat Jesus gebid het voordat hy natuurlik gekruisig is. Dan bid hy die volgende: ek egter nie net vir hulle nie, nie net vir die disippels, nie net vir hierdie ouens wat jy vir my gegee het nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. Die realiteit hoekom ons sit is, iemand het met ons gepraat en ons het die vraag gevra met ander woorde wat jy vir my sê is. En baie van ons sit hier met 'n vreeskomponent van hemel en hel, in plaas dat ons die ontdekking het van wat Jesus gedoen het. So hemel en hel kom in die gesprek en is in die middel van die spasie, in plaas dat Jesus en alles wat hy gedoen het en waarin hy my ingesluit het, waarvan hy my deel gemaak het, die gesprek is. En Jesus bid hierdie. Hy sê dat hulle almal een sal wees. Kan ek jou net gou in die koinonia gesprek inbring? Kan jy gou sien, as ons om dieselfde tafel sit, het ons nodig om te ontdek dat dieselfde gesprek daar plaasvind. Want dis wat hy sê. Hierdie is my gebed, Here. Dat hulle almal, nou kom ek gou net vir jou iets sê. Weet jy, daar was Grieke en Jode. En hulle het nie oor die weg gekom nie. En weet jy wat kom doen God? Hy kom maak ons een in Christus. Nee? Die probleem is, ons met ons eie perspektief en ons eie kultuur leef, dan sluit ons mense uit, wat God ingesluit het. Dan kyk ons met oë na mense wat nie bestem was om so te wees nie. God het my en jou ingesluit, sodat ons anderste kan kyk. Hy bid vir ons in hierdie spasie, hy sê, sodat hulle kan een wees, net soos u Vader in my is, en ek in hulle, en dat hulle ook in ons is, kan wees, sodat die wêreld kan glo dat hy my gestuur het. Ons 'n stelling wat Jesus maak, en dan sê hy, oor die liefde wat hulle vir mekaar het, sal hulle weet. Wie weet? Die wêreld. Ouens, ek wil net hê jy moet die intensie hoor van die gesprek. Ek en jy kan nie ons kan nie met ons aardse idees die koninkryk verteenwoordig nie. Ons het nodig om by 'n plek te kom sodat ons 'n hemelse perspektief het, sodat ons 'n aardse impak kan hê.
gebed gaan hy aan en hy sê, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak. En ek sal dit verder bekend maak, sodat. Hy het nie opgehou nie. Hy het nie opgehou om hierdie naam bo alle name aan ons bekend te maak nie. Hy het nie opgehou om die Vader sigbaar te laat word vir ons nie. Hy sê sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees. En ek en hulle, kan jy gou iets hoor? Dis nie net dat Christus ons kom reinig het, sodat hy woning kan maak in ons nie, dat ons die tempel word nie, maar dat ons ook die beeld word. Die beeld vir hierdie wêreld van wie Christus werklik waar is, en dit begin hier in hierdie koinonia gemeenskap, hierdie samewerking, hierdie deelgenootskap, hierdie plek van fellowship, en dis hoekom ons as Doxa Deo skep spasies, en hier by Braaimor skep ons spasie waar wat kan gebeur, waar groepgesprekke kan plaasvind, waar jy deel van 'n connect groep kan word, en dis hoekom ons nou gechat het en gesê het, yes man, hier's 'n belangrike journey wat afskop hierdie week, en jy kan dit eintlik nie mis nie, want dit skep die plek waar ons saam gesprekke kan hê. Watse gesprekke? Hemelse gesprekke vir aardse invloed. Hier waar ek en jy gevorm word, waar ons 'n klomp gesprekke wat plaasvind, wat ons vorm, maar nie volgens wat God wil hê ons moet wees nie. En dit breek die beeld eintlik. Hoor net wat sê hy, ek sê vir julle, as twee van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemel dit aan julle toestaan, want waar 2 of 3 in my naam byeen is, ek het hierdie teks nooit so verstaan. Die Jode het begrip vir hierdie, want wanneer hulle saam brood gebreek het, saam fees gevier het, was dit die oomblik waar hulle verstaan het in die midde van dit, wat breek deur hemel en aarde connect. Dis die oomblik waar ek en jy ons saam hierdie gedeelte het, waar die hemelse gewig in ons gesprekke 'n aardse impak het. En ek dink dit is juis hoekom gemeente nie net 'n deelneemplek is nie, maar gemeente is hierdie plek waarvan ek deel is. En nou begin ons hierdie ruimte vul met die gesprekke wat nodig is om wat te doen, om die liggaam op te bou, om die liggaam te versterk, sodat wat kan gebeur, sodat hierdie wêreld notisie kan neem. Luister, ons het begin om te sê dat iets wat ons wil word in ons samelewing is an irresistible church. Kan ek vir jou sê, as mense die liefde beleef, hulle kan dit nie weerstaan nie. Dit breek deur elke muur, elke seer, elke pyn wat mense beleef het. Maar kan ons iets ophou vir mense, en dit is Jesus Christus. Dit is nie wat hulle verkeerd doen en wat hulle reg doen nie. Mag ons nie by daai plek kom nie, maar mag ons wys. En dis wat Paulus alles kom vasvat vir ons in Kolossense 3. Hy sê, as julle, so hier is die ding, hoe werk iets wat as is? As is verbrande hout, nee, dis wat ons sê. Maar as jy hierdie werklik glo, dis waartoe hy ons vat. As ek en jy dis heiliglik, waar ons hier is, in hemel en op aarde is, saam met Christus opgewek, dan sê hy streef. Streef na dinge daarbo. Nou eens, dis nie daarbo nie. Dis waar die gesprek is waar ek sit. Want oorgegaan, hy help ons om te verstaan, luister, wat is die gesprekke wat op aarde plaasvind? Het gaan oor hartstogte en slegte begeertes en gierigheid en afgodsdiens. Hy bring ons in en hy sê streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit.
En dan sê hy, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Bedink die dinge waar ons nou oor gesprek voer, nie hierdie goed van myself, my gierigheid, my gedeeltes, wat ek wil bereik nie, maar inteendeel dat ons by die plek aankom om te kan sê, wag 'n bietjie, ons het 'n nuwe verwysing, ons het kennis van wat die skepper van hemel en aarde wil deponeer op hierdie aarde, die gewig wat hy wil doen, en nou bedink ons van waar ons sit, nie vanuit hierdie plek van aarde nie, en dit beteken dat ek by 'n plek kom waar ek sê dat ons innerlike ontferming het, goeie tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, hierdie is die gedeelte. Dit beteken met ander woorde, wanneer ek hierdie ontdekking maak, het ek ander lewenskeuses, en daarom word ek en jy opgeroep, en ons kan nie bekostig, ouens, ons kan nie bekostig dat ons nie dink ons is deel hiervan nie. Ons kan nie, die liggaam kan nie bekostig dat ouens wat tot geloof kom, nie dink hulle is deel hiervan nie. Jy is in Christus, jy sit saam met hom in hemelse plekke, en jy is deel van daardie gesprek. Daarom gaan die vraag, gaan ek en jy leef van daardie werklikheid? Het gaan nie oor wat ons doen nie, ouens. Maar het gaan oor waar ek sit. En van daardie plek af begin ek leer. Van daardie plek begin ek leer wat regtig die betekenis van liefde is. Dis waar ek ontdek. Soos in die hemel, so op die aarde. En mag ons in hierdie tyd deel van die gesprek word. Ek wil jou uitnooi, as jy nog nie deel is van die journey en expedition hierdie jaar nie, raak deel, as jy nog nie by Movement op 'n Vrydag raak deel, as jy nog nie by Connect groep is, praat met Billy asseblief, maar raak deel, dalk wil jy deel raak van die band, praat met Roan, dalk wil jy deel raak van die klanke, praat met Roan, dalk wil jy by kids betrokke raak, want dis die gesprek, want dis waarvan ons deel is, dis waar dit gebeur, dis waar ons ontdek, dis waar ons dit uitleef, raak deel van die liggaam kan nie bekostig dat jy en ek dit nie weet nie. Amen. Kom ons bid. Here, ons het 'n klomp goed volgend gesê en is die ene wat duidelikheid bring in ons gees. En ons het met hierdie gesprek begin, met ander woorde, Jesus het vir my gesterf, beteken veel meer. Beteken veel meer, is die ontdekking van, ek is nie net verlos nie, sodat ek iewers heen kan gaan nie, maar ek ontdek dat ek ingesluit is in die dood, in die opstanding. Ek is ingesluit waar jy nou is in die hemel. En Here, daarom raak die kring van gesprek anders. En ek bid vir elkeen, Here, dit is die plek waar ons met mekaar kan praat oor ons bekommernis, oor ons vrese. Dis die plek waar ons begin uiting gee aan hierdie goed, maar dis ook die plek waar ons mekaar herinner. Maar Jesus staan in die middel, wat sê hy? Because God, you've marked us with your glory. It's now time that we get known by your love. En help ons, Here, om van hierdie goed sin te maak, dat ons bedink wat bo is. Dit is in hierdie onsigbare plek waar ons reeds sit. Bedink wat hy vir ons sê oor liefde, oor selfbeheersing, juis oor die vrug van die Gees, sodat deur hierdie gewig van die hemel 'n uitdrukking vind op aarde. Ons eer U in Jesus naam. Amen.